Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Die groot idee agter hierdie reeks is dat ons moet verbeel die kerk is 'n liggaam, maar hy's 'n liggaam wat in 'n hospitaalbed lê. En al die masjiene is gekoppel aan hierdie liggaam en doen 'n klomp toetse op hierdie liggaam. En jy hoor die beep, beep en al die toetse en al die masjiene wys vir ons wat gaan aan in die liggaam van die kerk. Okay? En soos wat ons kyk na al die tekens van lewe, sien ons is die hartklop te hoog of te laag? Is daar genoeg suurstof in hierdie bloedstroom ensovoorts. Is hierdie tekens van lewe tekens van 'n gesonde liggaam of 'n ongesonde liggaam? En so dis maar waar die reeks gaan. Ons wil deur die kenmerke gaan van 'n gesonde kerk, hoofsaaklik om onsself te toets as kerk, om ons harte weer te align met wat God verwag van ons. Poen het ons laasweek, eintlik maar 2 weke terug afgeskop, maar uit laasweek begin met die eerste kenmerk van 'n gesonde geloofsgemeenskap. En hy het gepraat van woordgesentreerdheid, soos wat ons saam ontmoet as kerk. En so ek wil vanoggend eintlik optel waar Poen ons laasweek gelos het, en ek wil praat oor die feit dat die woord nie net sentraal moet wees in 'n gesonde kerk wanneer ons saamkom nie, maar ook wanneer ons nie saamkom nie. Ek wil praat oor woordgesentreerdheid in ons as individue, soos wat ons hier uitgaan en die res van ons weke uitlewe vir Jesus. So woordgesentreerdheid vir die individu. En vir dit gaan ons kyk na Psalm 1. En so kyk na julle blaadjies. Ek gaan vir ons bid en dan gaan ons daai woord oopmaak en kyk na woordgesentreerdheid vir die individu. Kom ons bid net weer saam. Ons kan nooit genoeg bid vir God se woord nie. Almagtige God, dankie vir u woord. My gebed is dat ons werklik opnuut sal sien dat u woord werklik meer kosbaar is as goud en dat dit soeter is as heuning. Kom doen daai werk in ons harte. Kom en maak ons harte oop en ontmoet ons elkeen waar ons is. Vader, u het 'n woord wat u vir ons wil gee vanoggend. Mag ons dit hoor. Heilige Gees, kom maak ons harte oop dat ons u woord kan hoor. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. So as julle saam my volg in julle blaadjies, en dis belangrik, hou asseblief die blaadjies by julle. Sal julle sien, Psalm 1 begin, blessed is the man. Blessed is the man. Maar nie soos in die manlik nie, soos in mensdom. Gelukkig is die mens. Dis wat ander vertalings sê. Gelukkig is die mens, bevredig is die mens. In die Hebreëus kommunikeer blessed geseëndheid, holistiese geseëndheid. Dit kommunikeer die gelukkige een, die mens van welvaart. Dit kommunikeer die persoon waar alles in die persoon se lewe is op sy regte plek. Daar's nie iets buite plek of 'n wanorde in sy hart of in sy lewe nie. Alles is presies soos wat dit moet wees. Dis die geseënde mens. Hierdie beskryf ware en diep geluk. En soos wat ons net daai eerste 3 woorde lees van Psalm 1, wil ek julle vra, is hierdie nie tog waarvoor ons almal soek nie? Is hierdie nie tog waarvoor ons almal soek nie? Die storie van ons lewens is 'n soektog. Nie net een soektog nie, soektog na soektog. Vir werklike geluk. Vir holistiese welvaart. So wat ons soek. En soos wat jy ouer word, soos wat jy deur die lewe gaan, besef jy, ek is nou gelukkig. Nee, ek is nie. En dan, kom ons probeer hierdie. Nee, dit maak my nie so gelukkig soos wat ek gedink het nie. En so gaan jy deur die lewe, soektog, en elke keer dink jy, as ek net daar kan uitkom, dan gaan ek gelukkig wees. En so ons harte het hierdie diep begeerte vir geluk, maar hierdie is hoe geluk is vir ons. Ek weet nie of julle al ooit 'n blik koekies probeer bykom het bo in 'n kas nie.
Weet jy staan by die kas en jy strek en jy voel die blikkoekies wat jou gaan gelukkig maak, nê? Jy voel die blikkoekies en jy voel dit so by jou vingerpunte en jy dink, "Yes, ek het hom," en dan staan jy op jou tone en jy gryp en soos wat jy hom gryp, druk jy hom dieper in die kas in en hy's weg. Dit is hoe geluk voel vir ons, soos wat ons deur die lewe gaan. Jy dink net jy het dit en dan gly dit uit jou vingers uit. En dis eintlik baie uitputtend. Dis ook uitputtend want ons kultuur, die lewe wat ons lewe, die stemme wat ons hoor, elke advertensie, elke Instagram post probeer geluk aan ons verkoop. Almal probeer bewys hulle is gelukkig en so almal wil altyd perfek lyk en so die subtiele boodskap wat ons dag in en dag uit hoor is geluk is moontlik. Kyk, hulle het dit. Hulle het dit. As ek en my familie daai bokspap koop, dalk gaan ons ook smile soos daai koppel. Dis subtiel, maar dis wat ons dink. Ons eet dit op en ons dink geluk is moontlik as ek net daai kar het, daai werk het, daai pay kan kry, wat ook al. Maar dit gly heeltyd uit ons vingers uit. Maar nie so met Psalm 1 nie. Kyk, Psalm 1 begin gelukkig is die mens. Geseënd is hierdie mens, want Psalm 1 gaan vir ons die pad wys na ware geluk toe. Psalm 1 sê ja, weet jy wat, geluk is moontlik, maar hier is hoe dit lyk. Dit is nie waar jy dink dit lê nie. Psalm 1 sê geluk is nie waar jy dink dit lê nie. Kortliks, as ek dit kan opsom vir almal wat net nou aan die slaap gaan raak, as ek dit kan opsom, hierdie is wat Psalm 1 sê. Ware geluk lê by die woordgesentreerde individu. Ware geluk lê by die woordgesentreerde individu. So kom ons pak hierdie uit. As jy op julle blaadjies kyk, gaan julle sien dat Psalm 1 is 'n baie eenvoudige, ryk Psalm. Dis eintlik baie eenvoudig. Daar's net 6 verse en direk na ons lees van die geseënde mens, direk na dit kry ons 2 paadjies voor ons. Die Psalm gee vir ons 2 opsies. In vers 1 sê dit geseënd is die mens wat nie hierdie eerste paadjie volg nie. Okay? Hy doen nie hierdie nie, paadjie 1. Maar dan sal jy sien in vers 2 gaan dit aan, maar die geseënde mens doen wel hierdie, vers 2. 2 paadjies. Net een van hulle is die geseënde paadjie. Dan in vers 3 tot 6 pak dit nog dieper uit. Dit sê okay, hier is die 2 paadjies, dan sien ons 2 bestemmings. Okay? Gebaseer op die paadjie wat jy kies, gaan daai paadjie jou ergens heen vat. Dit gaan jou lei na 'n plek toe, okay? En jy gaan sien vers 3 tot 6 pak 2 bestemmings uit. Die eerste paadjie is die paadjie waar jy gaan opeindig soos 'n boom by strome water. Maar die ander paadjie gaan jou lei ook na 'n bestemming toe waar jy soos kaf is. Jy word heen en weer gewaai met 'n lewe vol leemte. En so dis die Psalm. Dis baie eenvoudig. En so kom ons pak dit uit. Ek dink die beste manier om dit uit te pak is net om so daarna te kyk. 2 paadjies, punt 1 en 2 bestemmings. 2 paadjies en 2 bestemmings. So kom ons kyk na daai eerste 2 paadjies wat ek nou net oor gepraat het, okay? So die geseënde een doen nie hierdie nie. He does not walk in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. Maar die ander pad, hy kies hierdie. Hy kies to delight in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. 2 paadjies. So in die eerste in beide paadjies, maar kyk spesifiek na die eerste ene. In hierdie eerste paadjie sien dat daar is 'n toeneming van invloed. Baie belangrik. Daar's 'n toeneming van invloed. Eerste in hierdie eerste paadjie loop jy net. Jy loop net. Jy stap net in the counsel of the wicked. Dis advies, counsel of the wicked, dis advies. Wêreldse wysheid. Dit is guidance, leiding wat rigting gee aan jou lewe, maar dis nie rigting gekry deur wat God vir ons sê nie, God se prioriteite nie. Dis algemene prioriteite. Dis die prioriteite wat almal jaag. Okay? Jy loop net.
Maar dan staan jy. Skielik staan jy, you stand in the way of sinners. Nou, loop jy nie net verby dit nie, jy staan stil. So die invloed het toegeneem. Jy staan nader, dis meer as advies, dis meer as net raad, jy staan net stil, en dan sit jy. Sien julle dit? Jy sit, die invloed het weer toegeneem, jy sit in the seat of scoffers. Jy sit, kommunikeer, jy het nou 'n intieme verhouding met mense waarheen jy voorheen net verby hulle geloop het. Dit kommunikeer, jy kom gereeld soontoe, saam eet, saam wees, saam werk, saam trek in daai lewensrigting, jy sit daar. En jy sit nie net nie, jy spot saam met hulle, skaf. Jy spot saam met daai mense, jy's deel van die crowd, jy's in die in-crowd, jy's deel van die crew. Jy loop nie net verby nie, jy's in. Ek het reeds daaraan geraak, maar presies wat is dit wat meer en meer invloed kry, soos wat ek verbyloop, staan en sit. Wat kry 'n groter invloed? Daai drie beskrywings, nê? Daai drie beskrywings, die raad van die goddeloses, die weg van sondaars en die sitplek van spotters, nê? Daai drie is eintlik poëties dieselfde ding. Dis dieselfde ding. In beide Ou en Nuwe Testament verwys dit na die algemene uitkyk van 'n ongelowige wêreld. Okay? Die manier hoe die ongelowige wêreld kyk na die wêreld en hoe hulle dan hulle lewens inrig om suksesvol te wees in die wêreld. Okay, dis waarna daai drie goeders verwys. Hulle stap 'n pad. Die kultuur sê vir jou hierdie is waar geluk lê. Volg daai pad. In Jesus se woorde is dit die breë pad. Jy weet, Jesus sê breed is die pad, wide is the gate and broad is the way that leads to destruction. And many are those who enter by it, nee? Dit is wat hierdie beskryf. Nou, hierdie pad behoort vir ons nogals obvious te wees. Ek dink so, ek dink nie ons hoef te raai hoe hierdie lyk in ons lewens nie. Die kultuur sê vir ons elke dag sonder skaamte wat hierdie pad is. Loud and proud. Die lewe om te lewe, die goeie lewe is wat ander van my dink. Status, hoe ek lyk, die klere wat ek dra, die girl of die man wat ek aan my sy het. Hoe suksesvol ek is, status. Wat het ek al bereik teenoor ander in my portuïergroep? Waar land ek? Is ek meer suksesvol, minder suksesvol? Dit definieer my, dit is my gejaag, dis reg, lewe vir dit. Of jou graad, jou opvoeding, jou intellek, dit wat jou beter maak as ander mense, beter maak as die gemiddelde ou op die straat, invloed en roem, jou naam, respek, moenie my verneder nie, en natuurlik die obvious een, die afgod van geld, materialisme, gemak, die gejaag na 'n beter lewe toe, hier en nou. Die goeie lewe en die goeie leen van geld en materialisme is dat ons oortuig is dat meer goed, beter goed, lekkerder goed, beter plekke, beter regerings, interessanter goed, daai goed gaan my gelukkiger maak. Dit is waar geluk lê. En weer eens, ek wil dit duidelik maak, nie een van hierdie goed is sleg in hulle self nie. Maar dit is bitter sleg om jou die punt van jou lewe te maak om hierdie goed na te jaag. Om die paadjie waarop jy is te sê dit is ek jaag agter hierdie dinge aan. Dit is bitter sleg. En so dis eintlik maar die eerste pad. Die eerste pad is 'n toenemende invloed in die kultuur se stemme wat elke dag sê hierdie is waar geluk lê, hierdie is waar geluk lê. En so dit bring ons na die tweede opsie toe. So die geseënde kies nie daai pad nie, die geseënde kies hierdie pad. To delight in the law of the Lord, vers 2. And on his word, on his law he meditates day and night. So onthou weer eens, dis 'n progressie, dis 'n toeneming van invloed. In plaas daarvan dat die geseënde, die gelukkige beïnvloed word, jy weet stap, staan, sit deur wat die kultuur najag, word die geseënde toenemend beïnvloed deur wat?
The law of the Lord. The law of the Lord. Nou, die wet van God is meer as net reg en verkeerd. Veral in die psalms. Die wet van die Here, as jy Psalm 19 ook gaan kyk, die wet van die Here is, dis die hele voorgeskrewe lewe wat kom met God se pad, God se way, God se maniere. Dis die hele voorgeskrewe lewe, dis die inneming van alles wat God voel reg is, sy prioriteite, alles van God. Hoe lyk daai lewe? Hoe lyk daai lewe? Dit is die wet van God. Alles wat God sê reg en verkeerd is, wanneer jy dit lewe, dan lyk daai persoon soos 'n spesifieke persoon. Dit is die wet van God. Dis God se woord heeltemal ingeneem. Dit is God se counsel, sy advies, sy raad. Dis sy woord wat rigting vir ons lewens gee. Dis God se woord wat ons keuses elke dag beheer. Dis soos wat ons staan by die Here, sit by die Here. Die gelukkige een, die werklike gelukkige een, is die woordgesentreerde individu. Sien julle dit? Dis die een wat sit onder God se woord, delight in the law of the Lord. Nou hoe gebeur dit? Hoe gebeur dit dat ons meer en meer delight, meer en meer beïnvloed word deur God se woord? Hoe lyk dit? 2 verskriklike belangrike woorde. Delight en meditate. Sien julle? Delight en meditate. So delight en meditate is nie dieselfde as net Bybel lees nie. Dis nie dieselfde as net gebed nie en dis nie dieselfde as kerk toe kom en 'n preek hoor nie. Dis meer as dit. Okay? Meditating is die verwerking van God se woord sodat jy kan delight. Meditating is die verwerking van God se waarheid om dit van my kop te vat na my hart toe. Een skrywer sê, meditation is patient pondering of God's word that leads to delighting. Patient pondering. Dis natuurlik weet ons God is lief vir ons, né? Maar meditating is om te verwerk. God se liefde beteken vir my lewe die volgende. Ek lewe nou 'n lewe wat lewe in die liefde van God. Dis meditating. Ek verwerk die waarheid van God. Nou, Martin Luther was 'n champion van Bybelse meditation. Hy was 'n champion. Hy het ure en ure lank gebid en gemediteer op God se woord en in sy lewe gee hy vir ons 'n voorbeeld van hoe dit gelyk het toe hy gemediteer het op God se woord. Hy sê voor hy bid, vat hy 'n waarheid van God se woord. Hy kyk, hy lees 'n stukkie, hy vat 'n waarheid uit die stukkie uit en hy vat byvoorbeeld die waarheid God is Vader. God is Vader. En dan sit hy en hy mediteer. Hy sê, hoekom is dit so wonderlik dat God 'n Vader vir my is? En dan dink hy 'n paar redes uit. God noem homself 'n Vader, so hy beskerm, hy voorsien. Of partykeer dissiplineer hy self, want hy 'n goeie vader dissiplineer die kinders wat hy liefhet. Soos 'n vader het ek altyd as kind toegang tot hom. Hy gaan nooit sy kind wegwys nie. Kyk, hy pak dit uit. Hy vat iets wat hy weet en hy pak dit uit. Hy mediteer. En dan nadat hy die vaderskap van God uitgepak het, daai waarheid, dan bid hy, dankie Here. Ja, dankie dat jy my sal beskerm vandag, dat jy my sal voorsien. Hy vat die woord wat hy weet en hy bring dit na sy hart toe. Hy gaan aan en dan vra hy, op watter maniere behandel ek God nie asof hy my vader is nie. En dan dink hy, "Sjoe, maar ek is so angstig, duidelik vertrou ek nie in die goeie hand van die goeie Vader wat in die hemel is nie. Ek vertrou hom duidelik nie. Ek vrees, ek neem my lewe in my eie hande oor en oor, want ek dink ek kan beter doen as hy." En dan bid hy weer, "Vader, vergewe my. Vergewe my vir my vrees, vir my angs, dat ek nie glo jy gaan voorsien nie, dat ek nie glo jy gaan beskerm nie." Dit is hoe Martin Luther mediteer. Dis soos daar's 1000 goed wat ons hier weet en hoor elke Sondag. Natuurlik het Martin Luther geweet God is sy Vader. Maar hy het nie delight nie. Dit was nie van sy kop af in sy hart ingewerk nie. En so hy mediteer. Hy mediteer, hy werk dit, hy gaan dink na daaroor.
sodat dit werklik deel van sy lewe kan vorm. Hierdie is hoe ons meer en meer beïnvloed word deur God se woord. Hierdie is hoe ons delight in die voorgeskrewe lewe wat die Here ons na toe roep. Sien julle daai woorde in die teks day and night? Day and night. Dit wys ons, nee, hierdie kan enige plek gebeur in jou lewe. Enige plek. Terwyl jy werk toe ry, op pad na jou kinders se skool toe, terwyl jy in die bed lê voor jy slaap, in daai oggende derde keer na jy gesnoes het en jy lê net daar. As voor jy gaan draf, kan ek ons vra as kerk, kan ons net so bietjie die musiek afsit? Bietjie die radio afsit, bietjie die TV afsit en kan ons net so bietjie gaan dink, gaan mediteer op die rykheid van alles wat waar is van ons in Jesus. En net so bietjie gaan sit en deur hierdie goeders werk en spasie in ons lewens skep om te mediteer op God se woord. Hoekom? Hoekom moet ons dit doen? Want die woordgesentreerde individu is op die pad na geluk toe. Dis op die pad na geluk toe. Dis hoe ons toenemend beïnvloed gaan word deur God se stem. Nou, as ons net so 'n paar tree terug kan vat, wil ek julle gou 'n vraag vra. En hierdie is die vraag wat Psalm 1 ons vra. Psalm 1 vra ons, waar is ware geluk? Ligpunt. Waar is die ryk en mooi en volle gesonde lewe? Waar is daai lewe? Psalm 1 vra jou, sê vir jou, die antwoord hang af. Ligpunter, die antwoord vir waar ware geluk lê hang af. Dit hang af van wat het op die oomblik 'n toenemende invloed op jou lewe. Wat het op die oomblik 'n toenemende invloed op jou gedagtes, op jou besluite, op hoe jy dink oor die lewe, want dit gaan bepaal waar ware geluk lê vir jou. Is dit die media? Is dit jou vriende, jou werkskollegas se besluite? Is dit social media? Is dit series? Is dit radio? Wat is dit? Wat 'n toenemende invloed het op jou lewe. Want hierdie is die punt wat Psalm 1 maak. Alles het 'n stem. Alles het 'n stem. Alles probeer vir jou sê waar ware geluk is. Alles. Die stemme van ons kultuur is relentless. En die probleem is, ons het sondige harte. Ons het 'n vlees. En ons harte is so sponse wat dit alles opsuig. Sit my lank genoeg in 'n omgewing met 'n stem wat hard dreun, hierdie is geluk, hierdie is geluk, hierdie is geluk, en ek gaan dit begin glo. Dis hoe ons harte werk. Die belangrike ding om te sien in Psalm 1 is, Psalm 1 gee nie vir ons 'n derde opsie nie. Daar's nie 'n derde paadjie wat sê, jy kan neutraal bly in die kultuur nie. Jy gaan neutraal bly. Hierdie stem gaan jou nie affekteer nie. Nee. Jy gaan beïnvloed word. Die vraag is deur wat? Ons harte is sponse. Jy gaan beïnvloed word. Die vraag is net deur wat? Daar is nie 'n manier om nie beïnvloed te word nie. So Psalm 1 vra jou, wat het 'n toenemende invloed op jou lewe? Want ons gaan nie kan wegkom van die kultuur nie, nê. Ons gaan nie kan wegkom van die duisende stemme om ons. Ons gaan nie ons kinders kan beskerm van die duisende stemme wat elke dag vir hulle probeer sê, hierdie is waar geluk is nie. Ons gaan nie kan nie, want dis te veel. Wel, dalk as ons almal in die woestyn gaan lewe. Dalk moet ons dit doen. Dalk moet ons 'n kerk in die woestyn gaan plant. En dis nie die wil van God se woord sê nie ons moet in 'n woestyn gaan lewe nie. Dis nie die uitnodiging van Psalm 1. Hierdie is die uitnodiging van Psalm 1. Jou hart is soos 'n spons. Die kultuur praat hard. Maar wat as ons seker maak God se stem praat harder as die kultuur se stem? Wat as ons onsself toewy om meer beïnvloed te word deur God se woord, as wat ons toelaat dat die kultuur se stemme oor en oor harder dreun in ons lewens? Wat as ons onsself toewy om seker te maak God se woord het 'n beheerende invloed in ons lewens? Ligpunt. Wat help dit? Ons is 'n woordgesentreerde kerk. En ons kom elke week vir 'n uur kerk toe om te luister na 'n woordgesentreerde preek. Maar dan gaan ons huis toe. En ons doen wat ook al ons wil in die week. En ons lewe wat ook al ander lewe ons wil lewe in die week. Wat help dit?
Dis nie 'n gesonde kerk nie. 'n Gesonde kerk is 'n woordgesentreerde kerk, vol van woordgesentreerde individue, wat hulle self toewy om meer en meer beïnvloed te word deur God se woord. Nou, die challenge hier is iets wat ek en my vrou nogals soos in hart gevoel het, want so 'n paar maande terug het ons Disney Plus gekry. Weet julle wat Disney Plus is? Dis soos 'n nuwe Netflix, 'n streaming service vir baie flieks en so. En toe dink ek vir myself, "Sjoe, ek het nou net Psalm 1 God se woord met my beïnvloed en hier is Disney Plus." Okay? Sê nou ek spandeer 20 ure op Disney Plus 'n week. So, Johan, dis nogals baie. Wel, die gemiddelde persoon spandeer 4 ure 'n dag op een of ander streaming service, né? So dis bietjie minder as die gemiddeld, maar 20 ure 'n week is baie. So sê nou ek spandeer 20 ure 'n week op Disney Plus, okay? Dit is 20 ure in daai een blok van my week, 20 ure wat die kultuur vir my sê, hier is geluk. Jy weet, Disney, volg jou hart, wat ook al jou hart voel, dis waar geluk is. Dis 20 ure van Disney wat vir my sê, hierdie is hoe verhoudings moet lyk, hierdie is hoe paas moet wees, hierdie is hoe maas moet wees, hierdie is hoe kinders moet wees. Dis 20 ure van die kultuur wat hulle wêreldsiening subtiel op jou lewe afforceer. En ons weet dit nie, maar dis 'n stem. Psalm 1 sê, as ek 20 ure op Disney Plus spandeer, en ek wil werklik hê, die stem van die Here moet harder praat as die stem van die kultuur, dan sê Psalm 1, ek moet ten minste 21 ure hierdie week spandeer in God se woord. Ten minste. Ek moet ten minste 21 ure toewy om te mediteer en te reflekteer op God se maniere bo, oor en teenoor die werke van die wêreld en die maniere van die wêreld, sodat ek beïnvloed word deur wat? Deur God se stem. En so kan ons gou eerlik wees oor waar ons is. Kan ons gou eerlik wees oor wat wel 'n groter invloed het op ons lewens, dag in en dag uit. En kan ons erken dat die stemme van buitekant af gaan rigting gee aan ons lewens. Dit gaan ons lewens beïnvloed. Dit gaan ons besluite beïnvloed. Dit gaan subtiel vir ons sê geluk lê daar. Kan ons eerlik wees oor die feit dat ons meer luister, nê, na die vreesbevange stemme van die nuus as wat ons luister na 'n soewereine God van die heelal wat sê ek het alles in beheer. Dit verbaas my nie dat ons almal lewe in soveel angs en vrees elke dag nie. Want wat se stemme luister ons voor? Wat se stemme is dag in en dag uit besig vir ons te sê, hierdie is waar geluk lê. Maak jou hemel hier op aarde. Sien julle hoe kragtig is Psalm 1? Wat beïnvloed jou? Wat het 'n toenemende invloed op jou lewe? Psalm 1 wil ons uitnooi om die plek te verstaan van waar God se woord in jou lewe moet wees as individu. Wat is die plek van God se woord in jou lewe? Dis kos. Dis water vir 'n droë siel in 'n gebroke wêreld. Elke dag wanneer ons kerk toe kom, wanneer ons gesin toe gaan, wanneer ons die woord lees, hoekom doen ons dit? Want ons wil God se stem hoor. Ons wil gevoed word. En ons moet beklei om juis hierdie te wees. 'n woordgesentreerde kerk, ja. Maar soveel te meer ook 'n woordgesentreerde individu. Nou hoekom is hierdie belangrik, Johan? Wel, gebaseer op wat jou invloed, jy's op 'n paadjie. Psalm 1 sê jy het 'n pad gekies en daai pad gaan jou ergens heen vat. So kyk gou saam met my na die twee bestemmings in vers 3 tot 6. Twee plekke waar jy gaan opeindig, gegeewe die stemme wat jy toelaat om jou te beïnvloed, okay? Die eerste ene is geluk is soos 'n boom met diep wortels by strome van water wat se blare jaarom groen is en hy dra altyd vrugte, né? Dis die een bestemming. Dis waar jy gaan opeindig. Of kaf wat die wind net gaan wegwaai. So die prentjies hier is regtig ryk
Die prentjies hier is beide van hierdie goed is soos 'n plantwêreld voorbeelde, okay? 'n boom is in die plantwêreld en kaf is in 'n plantwêreld. So 'n boom, nee, die stewigste, sterkste, waardevolste plant in die wêreld word vergelyk met kaf. So 'n kaf is daai stukkie vel wat om 'n saad is. En wat die Israeliete sou gedoen het is hulle sou die saad verwerk het, bietjie opgetrap het en dan sodat hulle daai skilletjie kan afkry en dan gooi hulle die graan in die lug op en dan waai die wind die kaf weg. Breek daai klein skilpie van die saad af. Letterlik hulle wil ontslaa raak van die minste waardevolste ding in die plantwêreld. Hulle wil dit is sleg, dit sit in jou tande vas. Dit word so broos. Die vergelyking hier is tussen die waardevolste ding en die minder waardevolste ding. Dit is 'n vergelyking tussen die geankerdste ding, die sterkste ding en die minste geankerdste ding, die ding wat die wind net kan wegwaai. Dit is 'n vergelyking tussen iets verskriklik sterk en iets verskriklik fragile. Soos het jy al ooit 'n stukkie kaf gevat en dan breek jy dit so tussen jou vingers, dan word dit soos poeier? Dis hoe fragile daai lewe is, daai manier van lewe is. So dis die vergelyking. Dis die twee bestemmings. Die boom ontvang sy krag diep binne by waterstrome. Droogte kan kom en niks kan hom omwaai nie, maar kaf kan die wind wegwaai of jy kan hom verbreek tussen jou twee vingers. Die punt is, wanneer ons lewens inrig om vir God se stem 'n toenemende invloed te gee op ons lewens, wanneer ons dit doen, wanneer ons mediteer op sy woord daagliks, dan gaan ons lewe lyk soos 'n boom. Ons gaan sterker wees, stewiger wees, meer stabiel wees. Ons gaan rigting hê vir ons lewens. Ons gaan nie net gewaai word hier, gewaai word daar nie. Ons gaan lank geplant wees op een plek met rigting, met plan, met mening, met doel. En ja, die droogte kan kom. Sien julle in vers 3 tot 6, daar's hitte wat kom. Ons hitte wat kom, die moeilike tye gaan kom, maar wat gebeur? Ons gaan groen bly. Ons gaan groen bly. Teenoor die fragile smagtings van die kultuur, wat ons in 'n oogwink kan verloor. Luister, dis skaf. As jy jou lewe bou op geld en COVID kom en hy vat jou geld weg, dan het jy alles verloor. Want jy het jou lewe gebou daarop. As jy jou lewe bou op wat ander van jou dink en daai een donker geheimpie kom uit, dan verloor jy alles. Want die punt van jou lewe was om seker te maak ander mense dink goed van jou. En ek kan aangaan. Die advies en die stemme van die hier en nou lei na 'n baie fragile lewe toe. Al lyk dit hoe mooi vir ons. Ek het 'n verskriklike interessante boek teëgekom wat my eintlik weggeblaas het. En dit is besig om Christene oor die algemeen weg te blaas. Baie mense skryf oor hierdie boek. En die boek is geskryf deur 'n ateïs, 'n PhD sielkundige genaamd Jonathan Haidt. En hy het 'n boek geskryf, The Happiness Hypothesis. Okay? The Happiness Hypothesis. En in sy soektog in hierdie boek is hy op soek na ware geluk. Happiness Hypothesis. Wat is geluk? Waar kry die mens ware geluk? En wat hy doen is in sy sielkundige studies, en hy het baie studies, dis baie interessant. Hy het baie studies waar hy probeer uitvind, maar wie is die gelukkigste mens? En in sy boek, om 'n voorbeeld te gee van sy bevindings, beskryf hy twee mense, regte mense wat regtig lewe op aarde. En dis voorbeelde van wat sy studies sê, en hy verstaan dit self nie, maar hier is wat hy doen. Hy stel ons voor aan twee mense. Die eerste persoon is Bob, okay? Hy stel ons voor, hier is Bob. Bob is 35, hy's single, hy's aantreklik, hy's ryk en hy's atleties. Hy maak baie geld en is gesog by die werk. Hy bly in 'n gesogte buurt in California. Hy is een van die engaging intellectual ouens. En hy hoef nie te settle vir enige een vrou nie, want ons meer as genoeg vrouens wat hom soek. En hy spandeer meeste van sy vrye tyd met allerhande opwindende hobbies en plannetjies.
En hy ontmoet al hierdie interessante mense by sy gunsteling plek, kunsuitstallings. Hy hou van kunsuitstallings. En dis Bob se lewe hier aan hierdie kant. En dan gaan Jonathan Haidt en hy sê, maar kom ek stel julle voor aan Mary. Hierdie is Mary. Mary is getroud. Sy bly in 'n baie below average buurt in New York City met baie misdaad. Sy is 65 jaar oud. Sy en haar man was al deur diep waters, maar hulle het beklei vir hulle huwelik en hulle is al baie jare saam getroud. Sy en haar man werk baie hard en saam verdien hulle 1/10 van wat Bob verdien. En hulle 3 kindertjies. Mary het 3 kindertjies. 3 seuns wat haar lewe verskriklik volhou en sy moet vir hulle sorg. Sy is 'n bietjie van 'n oorgewig swart vrou wat al baie keer teen gediskrimineer was by haar werk en al baie op neergekyk was. Maar Mary is highly sociable. Sy love mense. En sy's baie vriendelik en sy spandeer al haar tyd by haar kerk. En al die uitreike en al die aktiwiteite wat haar kerk host. En sy spandeer al haar tyd by haar Christelike boeties en sissies, by haar vriende, by haar Bybelstudie. En dis waar al haar tyd gaan. Die res van haar tyd probeer sy in die lewe bly, maar al haar ekstra tyd spandeer sy by God se mense en by sy woord. Maar ook ongelukkig moet Mary een keer 'n week vir dialyse gaan. Want haar niere begin probleme gee. En Haidt vra vir ons, okay, wie dink jy is die gelukkigste? Bob of Mary? Haidt vra, wie se lewe sou jy wou gehad het as jy kon kies? En Haidt worstel want hy's nie gelowig nie en hy sê hy verstaan dit nie heeltemal nie, hy probeer dit verstaan en hy gee 'n paar redes, maar hy worstel. Hy sê almal wil Bob se lewe hê. Maar Mary is die gelukkige een. Mary is die gelukkige een. Haidt sê in sy studies, hy conclude, studies have long shown that Christians are happier, healthier, longer lived and more generous to each other and to charities than secular people are. They give more of their time and more of their blood too. Hy verstaan nie heeltemal wat hier aangaan nie, maar hy gee 'n paar goeie redes. Maar hy verstaan nie hoekom Mary gelukkiger is nie. Hy worstel. En ek dink een van die dinge wat hy heeltemal onderskat, is 'n lewenslange invloed van God se woord op Mary se lewe. Dink daaraan. Elke keer wat sy haar hoop probeer vind in hierdie wêreld, sê die Here vir haar, nee in hierdie wêreld nie. Ek gaan jou red vir 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Byt vas. Elke keer wat sy hartseer is en moeg is en sê, kom die kerk en hulle rally om haar en bid saam met haar en dra en bring vir haar kos en is lief vir haar kinders. Elke keer wat sy betwyfel in haar roeping en wat sy moet doen by die werk, kom God se woord en tel haar op en gee vir haar mening en sê, jy's nie hier vir jou werk nie, jy's hier om Jesus se naam groot te maak. Imagine 'n lewenslange invloed van hierdie waarhede in God se woord. Imagine dit. Natuurlik is sy gelukkiger. Want sy vind nie haar geluk in hierdie wêreld nie. Sy vind haar geluk in iets Mary is 'n boom. Mary is 'n boom en haar wortels is diep. Diep in God se woord en in God se lewe. En ja, die hitte kom, maar sy is gelukkig. Sien julle die bestemmings? Sien jy waar jy kan opeindig? Sien jy dat jy kan opeindig met alles wat hierdie wêreld vir jou moontlik kan gee en jy gaan nog steeds ongelukkig wees? Sien jy dat jy alles wat hierdie wêreld jou ooit kon wil gee, sê jy kan dit kry, maar jy gaan nog steeds soos kaf wees, gewaai heen en weer ongelukkig met die leemte wat jou nog steeds onderkry? Die punt is, Psalm 1 is nie net 'n mooi prentjie nie. Psalm 1 dis real, dis nie abstrakt nie, dis nie iets om te hoor nie, dis die besluite wat jy maak, die dinge wat jou beïnvloed, gaan werklike implikasies hê vir waar jy jou geluk gaan vind oor 'n maand, oor 'n jaar, oor 20 jaar. Dit kan jou lewe maak of breek. Dis hoe ernstig Psalm 1 is oor die paadjie wat jy moet kies.
Ek wil begin afsluit. Maar wat ek nou wil sê is die belangrikste van wat ek nog vanoggend gesê het. So asseblief luister. Dis maklik vir my om hier te staan en te sê wees woordgesentreerd. Rig jou lewe in volgens God se maniere. Maar die realiteit is, as ons eerlik is met onsself, is daar's altyd 'n hartsworsteling wanneer dit kom by God se woord. Daar's altyd 'n hartsworsteling wat plaasvind wanneer jou wil, wat jy wil doen, clash met wat God sê jy moet doen. Altyd. En in daai oomblik het ons almal al daai tension gevoel. Ons almal het al daai worsteling binne ons gevoel. En weet jy hoekom wen ons en hoekom luister ons nie vir wat God wil hê ons moet doen nie en hoekom wil ons nie meer van ons Bybels lees nie? Weet jy hoekom wen ons? Want diep binnekant ons wil ons nie luister vir iemand wat ons nie oortuig is lief vir ons nie. Ons is so lief vir onsself. Ons vertrou baie liewers ons eie woord en ons eie stemme en die idees en die kultuur van ons vertrou baie liewers daarin en bou vir ons se lewe op daai pad as wat ons ooit God se woord wil vertrou vir ons lewens. Van diep binnekant ons glo ons nie dat die persoon wat daai woord vir ons gee, ons glo nie dis die goeie lewe nie. Ons glo nie hy is regtig lief vir ons nie. Dis waarop dit neerkom. Dis waarop daai worsteling neerkom. Die stem wat gaan wen is die stem wat jy glo liewer. Of jy is liewer vir jouself of jy glo God is liewer vir jou. Of jy glo God gaan vir jou die gelukkige, die goeie lewe gee, want hy is liewer vir jou. En so om ons harte te oortuig van God se liefde, moet ons begin by Jesus. Die woordgesentreerde lewe moet begin by Jesus. Want Jesus is die perfekte bewyse van God se liefde vir ons. Hy is die een wat ons gaan oortuig om nie te luister na die stemme van die wêreld nie, maar om wel te luister na God en net deur hom gaan ons 'n liefde ontdek vir God se woord. Want hy gaan ons oortuig dat hy lief is vir ons. So vanoggend kom Jesus na ons almal toe. Ek weet nie waar julle is vanoggend. Ek weet nie wat in julle harte aangaan nie, maar vanoggend kom Jesus na jou toe en soos wat Jesus vir die heel eerste disippels gesê het, volg my. Sê Jesus vir jou, volg my. Maar ek het gaan kyk na Matteus 4, toe Jesus vir Petrus sê, volg my, toe moes hy iets laat gaan. Hy moes van sy vissermanlette laat gaan. Hy moes sy ou plannetjies, sy ou idees, sy ou oortuiging van waar geluk lê, hy moes laat gaan daarvan. En toe sê Jesus, laat gaan, ek gaan jou vissermans maak van mense, kom volg my. Jesus is die vervulling van Psalm 1. Jesus is die woord van God, die wet van God, die perfekte manier van lewe. Jesus is dit in die vorm van 'n mens, en hy het hier kom lewe in ons midde. Hy het in ons midde kom loop en kom lewe. En hy vra ons tot vandag toe, volg my. Volg my. Jesus sê, volg my, ek gaan jou op die regte pad wys. Ek, Jesus, is die weg en die waarheid. Ek is die goeie lewe. Ek is waar jy ware geluk gaan ontdek. Maar jy moet laat gaan. Jy moet laat gaan van wat ook al jy aan vashou. Die hardste ding wat Jesus vir ons wil sê vanoggend, is dat jou lewe is kaf. Jou lewe is soos daai leë dop van 'n saad wat rondgewaai word en jy smag na hierdie en jy hardloop na dit toe en jy's elke dag op soek na jy's 'n sondige mens op soek na 'n selfsugtige geluk. Dis jou lewe. En Jesus sê, hoe werk dit uit vir jou? Is jy gelukkig? Is jy? Nee, jy is nie. Jy kan vir jouself jok en jou lewe kan so mooi lyk soos wat jy dink dit moet lyk. Jy is nie gelukkig nie. Jesus sê, ek is strome van lewende water. Ek is die teenoorgestelde van die leë dop wat die wind heen en weer waai. Volg my. Kom na my toe. Ek gaan vir jou wys waar die ware lewe lê. Ek gaan vir jou wys waar die gelukkige lewe lê. En weet jy, die lewe waarna toe die Here jou uitroep, is 'n lewe, dis countercultural. Dis countercultural. Die lewe wat die Here jou na toe lewe, is 'n lewe waar jy meer geld gaan weggee as enige een van jou vriende. Dis die lewe.
Dis 'n lewe waar jy meer gaan nee sê vir jou pelle en al die lekker dinge en baie meer gaan ja sê vir jou vrou en jou gesin. Dis 'n lewe waar jy gaan toelaat dat die boeties en sissies in jou kerkgemeenskap, jy gaan hulle toelaat om met jou te praat oor jou sondes. Dis 'n lewe waar jy verwerp gaan word deur jou naastes. Hulle gaan sê, wat doen jy? Jy's mal. Dis 'n lewe waar jy oor en oor gaan nee sê vir die vleeslike dinge wat die kultuur elke dag om jou najaag. Jy weet daai besigheidstrip waar al die mans hulle trouringe afhaal, né? Daai tipe goed, oor en oor. Jy gaan sê nee, is nie vir my nie. Jy gaan oor en oor uitgenooi word om Jesus te volg waar jy jouself, jou tyd en jou lewe gaan gee vir sy kerk en sy kerkfamilie en vir sy woord. Jy gaan 'n lewe waar jy gaan ontdek dat jy 'n nuwe liefde het vir die armes en die weduwees en die weeskinders onder ons. Dis die lewe. Jy sê Johan, dit klink nie lekker nie. Jy sien, want die kultuur sê vir ons dis nie waar geluk lê nie. Die kultuur sê vir ons dit kan nie geluk wees nie. Daai paadjie kan nie die beter een wees nie. Jesus sê volg my. Ek is die strome van die, ek gaan jou roep na 'n hele nuwe lewe toe. Laat gaan van jou visnette, laat gaan. Daar's 'n nuwe lewe. En weet jy wat gaan gebeur? Jy gaan hom vertrou, jy gaan jou vertroue in Jesus se hande sit, jy gaan glo hy het dood gegaan vir jou sondes, jy's 'n nuwe mens. En stadig maar seker gaan jy hierdie lewe begin lewe, né? Ek hoop so. Jy gaan hierdie lewe begin lewe. En weet jy wat gaan gebeur? Een oggend gaan jy opstaan en jy gaan besef, ek het my lewe neergelê en ek was nog nooit in my lewe so gelukkig nie. My lewe was nog nooit so ryk nie, so meningvol nie en so ander gesentreerd nie. Dankie Jesus. Dat jy my gered het uit my selfsugtige lewe uit, wat ek gejaag is na wind en dat jy my geplant het op die nou pad. Wat min mense volg, ja, maar dankie. Ek sou hierdie nooit self gekies het nie. Dankie liewe Jesus, dat jy my gered uit. Jy het my gered uit my selfsugheid. En as ons ooit twyfel, ek sluit af met Romeine 8 vers 32, as jy ooit twyfel, as jy weer daai worsteling het in jou, nê, dat wat Jesus van jou verwag is nie die goeie lewe nie, en daar ander stemme kom en hulle wil sê, nee, moenie daarvoor luister nie. As jy ooit twyfel in Jesus se liefde vir jou, dat hy beloof vir jou die goeie lewe, as jy ooit daarin twyfel, hoor die woorde, hoor die belofte van Romeine 8 vers 32. He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how much will he not also, with him, graciously give us all things? Dis die woordgesentreerde lewe. Dis die woordgesentreerde lewe. Dis die gelukkige lewe. Dit begin by Jesus. En dit is 'n toegewy aan God se woord. Kom ons bid saam. Papa Vader, U is groot, U is almagtig en U is goed. En ek wil vra, Vader, oortuig ons net van dit. Oortuig ons van die goedheid. Oortuig ons van die waarde van U woord, die waarde van U pad teenoor ons pad en ons plannetjies. En oortuig ons deur ons oë te rig na Jesus toe. Daar waar U seun U lewe neergelê het vir ons, mag ons nou ons lewens neerlê en vertrou in sy liefde, in sy genade, in sy vergifnis, soos wat hy ons plek ingeneem het en 'n dood gesterf het wat ons moes sterf, Vader. Vat ons na die voete van die kruis toe en mag ons daar doodgaan tot onsself, Vader, en opnuut opstaan, disippels van U kind Jesus. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.